Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, 30 Maart 2025. En ons erediens soos altyd waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy het gelees uit Maleagi 2 en die tema van die preek: Die Here is getuie van jou huwelik. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan en loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 147, daarvan verse 1 en 5. Laat voor die Here lofsang reis, hoe goed is dit om God te prys. Hoe lieflik om die lof te sing, die lof wat ons aan hom moet bring. Want hy wil ons in guns aanskou. Hy wil Jerusalem herbou en Israel wat verstrooid nog swerf, versamel op die heilige erf. Psalm 147 verse 1 en 5 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, uit die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Dis dan ook reël van ons dankbaarheidslewe. Kom ons luister daarna. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie.
Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 32, daarvan die eerste vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons kom vanoggend ook hier by U en ons wil ook ons skuld voor U bely. Ja, ons is sondige mense en sonde ontvang en gebore, geneig om U en ons naaste te haat. Maar Here, daarom is dit vir ons so heerlik om ook hier by mekaar te wees. Want U los ons nie. U hou aan om bemoeienis met ons te maak. U werk in ons lewens. U voed ons deur U woord en deur U Gees. U hou ons vas. Maar Here, die duiwel loop soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind, wie hy uit U hande kan ruk. Maar daar kan ons ook vashou aan U belofte. Niks of niemand, selfs nie eers die dood, ons uit U hand kan ruk nie. Here, dis vir ons 'n groot troos. Daarom kom ons ook vanoggend hier by mekaar om weer eens versterk te word deur U woord. Daarom vra ons ook dat U sal gee dat ons luister. Dat ons nie maar hier sal uitstap en aangaan met ons lewens asof ons niks gehoor het nie. Nee, dat ons lewens inrig volgens U woord.
volgens die influistering van u Gees. Here, maak ons sterk. Geef vir ons volharding in die geloof, dat ons einduit sal staande bly. Here, gee vir ons oop ore om te luister, ontvanklike harte. Spreek tot ons, as ons nou na u woord luister. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Die oog op die skriflesing sing ons nou saam met Psalm 105, daarvan verse 2 en 5, terwyl ons so sit. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Maleagi 2. Maleagi 2 vanaf vers 13 tot 16. Broers en susters, as 'n jong paartjie volgend ook hier by ons, wat Saterdag in die huwelik bevestig gaan word, dit my weer ook laat besef hoe belangrik die huwelik is. En hierdie preek raak ons almal, selfs ook as jy nie getroud is nie. En dis nie vir ons almal beskore om ook so te bly, ongetroud te bly nie. Maar die meeste van ons was getroud, of is getroud, of gaan nog trou. En daarom moet ons luister na hierdie woorde wat vir ons opgeteken staan. Maleagi 2 vanaf vers 13. Daar's nog iets wat julle doen, julle huil en kerm en sug by die altaar van die Here, omdat hy nie meer julle offers wil aanneem nie. En julle vra, waarom dan nie? Dit is omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeiding. Egskeiding is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Vers 14 weer, dis omdat die Here weet wat gebeur het tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, die vrou aan wie jy plegtig trou beloof het. Nou luister ons ook wat ons bely in Sondag 41 van die Heidelbergse Katekismes. Vraag in 108 word gevra, wat leer die 7de gebod ons?
Antwoord, alle onkuisheid is deur God vervloek. Daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. 109 verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie. Die antwoord, omdat beide ons liggaam en siele tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons albei rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. 'n Gesin is die bousteen van die samelewing. As gesinne verbrokkel die samelewing. Maar waar begin 'n gesin? By die huwelik. En daarom as 'n huwelik verbrokkel 'n gesin, en dan kring dit uit na die samelewing toe. En statistieke toon dat daar net 1 uit elke 10 huwelike wat vandag in die wêreld gesluit word, hou. Dit beteken 9 eindig in die skeihof. En dan word daar nie eens gepraat van die wat net saam bly en nooit trou nie. Dis asof die huwelik deesdae goedkoop gemaak word. Maar waar kom die huwelik vandaan? Het die huwelik nog sin? Wat is die wese van die huwelik? Ja, die huwelik is een van die eerste onderwerpe wat ons dan ook in die Bybel kry. Die huwelik is ook nie deur 'n samelewing of beskawing daar gestel nie. Dis nie 'n gerieflike reëling nie. Dit is deel van die skepping. En daarom is die huwelik net so deel van die skepping soos wat enige boom of dier of wat ook al is. Dit is deel van dit wat God gemaak het vir die mens. Ja, van die begin van die skepping af het God man en vrou as huweliksmaats vir mekaar gegee en verorden dat hulle nie meer 2 is nie, maar 1, as 1, saam sal leef. En wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ja, God voeg man en vrou saam. 1 liggaam, 1 gees. Ja, jou lewensmaat is ook jou geloofsgenoot. En hy wat beide man en vrou se vader en skepper is en hulle verbondsgods is, vra van ons dat ons aan hom getrou sal lewe. Want wat in jou huwelik aangaan, raak jou verhouding met God. Hy wil hê dat man en vrou in die huwelik moet saamleef soos hy dit oorspronklik gemaak het. Daarom sê die Here in vers 14 dat hy die getuie is van dit wat tussen 'n man en 'n vrou gebeur. Maar die kerngedagte in hierdie gedeelte waarna ons geluister het, is dat die huwelik ook 'n verbond is. 'n bindende kontrak. Maar dit berus in die verbond wat God met die mens gesluit het. En daarom moet ons ook eers weer goed besef wat 'n verbond is. En broers en susters, ek het al baie keer hier die beeld wat in Genesis vir ons beskryf word, verduidelik. Maar dit is so belangrik, want die verbond is 'n lyn wat deur die Bybel, Ou en Nuwe Testament, loop. Kom ons luister weer daarna. In daardie tyd was daar nog nie regsbanke of prokureurs ensovoorts nie. So indien daar 'n kontrak of testament tussen 2 partye opgestel is 'n verbond gesluit. Die verbond tussen 2 partye was beskou as die hoogste, bindende en geldigste ooreenkoms tussen mense. Diere is dan in die helfte deurgesny en dan is hierdie helftes teenoor mekaar neergesit. Tussen hierdie verdeelde diere was daar dan 'n straat, ons kan maar sê 'n bloedstraat. Die 2 partye het dan met hierdie bloedstraat afgestap en daar is aan mekaar gesê, as jy nie jou deel van hierdie verbond, hierdie kontrak nakom nie, is dit wat met jou gaan gebeur. Jy gaan in stukke gekap word.
In Genesis 15 sluit die Here verbond met Abraham. Gaan lees dit maar gerus weer by die huis. Waar hy dan veral beloof om vir hom 'n God te wees. Ja, elke punt en komma is daar. Die verbond word in detail uitgesip. Selfs die land wat die Here vir Abraham gaan gee om in besit te neem, word in detail volgens grense bepaal. Ja, die Here stel die verbond noukeurig op, en dan sit hy sy stempel daarop, sy handtekening, deur 'n rokende oond en brandende fakkel. Maar hy doen dit self. Hy doen dit alleen. Hy stap alleen hier deur hierdie bloedstraat. Abraham lê in slaap, lees ons in Genesis 15 vers 12, terwyl die Here alleen deur hierdie straat stap. Abraham hoef nie te teken nie, want 'n verbond het twee kante. Daar's voordele, maar ook voorwaardes. As jy nie die voorwaardes kan nakom nie, as jy nie getrou is aan die verbond nie, dan kan jy nie verder deel hê aan die voordele nie. En hoe sou die mens tog ooit sy deel van die verbond kon nakom? Nee, ons is sondig. Maar eeue later sou Jesus aan die kruis namens ons met sy bloed teken om ons kant van die verbond na te kom. Maar met Abraham gee die Here alleen sy handtekening. Hy neem die inisiatief. Hy is die gewer en die skenker van die verbond en hy lê dit plegtig vas vir altyd. Ja, so gee hy vir Abraham en elkeen van ons vandag nog 'n houvas en 'n steen om op hom te bly vertrou, ook in ons huwelike. Want in Christus is die verbond vernuwe. Hy sal vir ons 'n God wees, gebind deur die hoogste en geldigste ooreenkoms. Maar dat die huwelik ook 'n verbond is, sinspeel dan ten eerste op die verhouding met God. Die huwelik is deel van die verbond wat God met die mens gesluit het. Dis wesenlik deel van ons gehoorsaamheid aan God en sy verbond, om in die huwelik getrou te wees. Maar die huwelik self word ook in die gedeelte 'n verbond genoem. In vers 14 vertaal die 53 vertaling dit dan ook letterlik so, die vrou van jou verbond. Dit wys dat die huwelik 'n onverbreekbare ooreenkoms tussen 'n man en 'n vrou is. Maar in die tyd toe Maleagi as profeet opgetree het, was die huwelik in Israel in 'n krisis. Egskeidings was aan die orde van die dag en huweliksontrou het baie voorgekom. En omdat die Israeliete nie meer die huwelik heilig gehou het nie, het die Here ook nie meer hulle offers aangeneem nie. Ja, omdat die Israeliete ervaar het dat die Here nie meer hulle offers aanneem nie, was hulle baie hartseer. In vers 13 lees ons dat hulle gehuil, gekerm en gesug het by die altaar van die Here. Hulle het 'n vergeefs offers gebring en God het nie na hulle gebede geluister nie. Hartseer en moedeloos het hulle toe gevra, maar waarom dan nie? En dan kry hulle die antwoord, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het. Ja, die Israeliete se ontroue en gebroke huwelike was die rede waarom die Here nie meer na hulle wou luister nie. Hulle was ontrou aan die verbond en die Here is die getuie van wat in hulle huwelike gebeur. Hy weet van alles, broers en susters. En ontrouheid is nie net wanneer daar egbreek of egskeiding plaasvind nie. Om ontrou te lewe is om anders in die huwelik te lewe as wat God se bedoeling daarmee is. Ja, ten sterkste is ontrou wanneer die huwelik op egskeiding uitloop. Wanneer een die ander wegstuur en so die verbond tussen mekaar verbreek.
Dan lees ons, die Here die God van Israel sê, hy haat egskeiding. Nie alleen is dit teen die wil van God nie, 'n verbreeking van die verbond nie, maar egskeiding is niks anders as geweld nie. Ja, elke geskeide kan ook hiervan getuig. Een of ander of meestal albei persone kry seer, om nie eers van die kinders en familie te praat nie. Sonde wek sonde. So wek egskeiding geweld. Die oortreding van die 7de gebod werk ook oortreding van die 6de gebod. Jy mag nie doodslaan nie. Die egskeiding raak egter nie net die verhouding tussen twee mense nie, maar dit raak ook jou verhouding met God. En so het ons gelees, bring egskeiding 'n breuk tussen Israel en die Here. Dit skaad hulle verhouding met die Here. Broers en susters, kan ons verwag dat die Here dit met ons moet laat goed gaan, wyl ons egskeidings hier in Suid-Afrika van die hoogste in die wêreld is. Ons sou baie redes kon gee waarom daar so baie huwelike in ons land tot niet gaan. Maar die diepste is omdat God as getuie uitgeskakel word deur een of al twee partye in die huwelik. Die huwelik word al hoe meer vermenslik. Dit word gesien as 'n blote afspraak tussen twee mense. 'n menslike spel. Ja, selfs tussen selfde geslagte. 'n huwelik waar God uitgeskakel word, is 'n huwelik sonder 'n anker. 'n lewe buite God en sy verbond is die diepste oorsaak vir gebroke huwelike. En die enigste uitweg is dan 'n terugkeer na God toe om die huwelik te red. Ja, broers en susters, huweliksvoorligting en alle ander pogings om 'n huwelik te red is te vergeefs as dit nie uitkom by die wortel van huweliksgeluk en sukses nie. Die wortel van huweliksgeluk is die wete dat die huwelik aan God behoort. Liefde, trou en vriendskap op sigself waarborg nie sukses in die huwelik nie. God se betrokkenheid vorm die ruggraat van die huwelik en waarborg huweliksukses. Die Christelike huwelik is altyd 'n liefdesdriehoek tussen man en vrou, met God self as getuie. En as hy die getuie is daar niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Hy is daar. Hy ken die waarheid. Sonder sy wete kan jy niks doen nie, en kan jy ook niks vir hom wegsteek nie. Ja, God self het immers die huwelik ingestel, en hy self lei vandag nog mense na mekaar toe. Daarom gryp hy in vers 15 terug na die skepping van die mens toe. God het man en vrou een gemaak. Een liggaam. Een gees. Dit gryp terug na die woorde wat Jesus ook aangaande die skepping aanhaal. Ons lees in Matteus 9 vers 14, van die begin af het hy hulle man en vrou gemaak en gesê, om die rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees, sodat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees, en wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Ja, so wou God dit gehad het. So voeg hy man en vrou vandag nog by mekaar in die huwelik. In vers 14 word die vrou genoem, die vrou van jou jeug, of die vrou met wie jy getroud is toe jy jonk was. Ja, die vrou, soos hy die dag was, met julle huwelik sluiting. Dit gryp na daardie eerste liefde, toe albei jonk was en uitgesien het na die huwelik. Ja, so moet huweliksmaats mekaar onthou en hanteer, soos daardie dag van die troue self. Die vrou word ook jou lewensmaat genoem in vers 14.
Getroudes staan dus langs mekaar. Julle is deelgenote in lief en leed, sodat julle saam die vreugdes en die hartseer kan deel. Metgesel of lewensmaat dui op die diep eenheid wat tussen man en vrou bestaan. En hierdie diep eenheid wys hoe 'n heerlike instelling die huwelik is. So innig het God die eenheid van die liefde tussen man en vrou gemaak, dat hy self getuie daarvan is. Die heerlikheid van die huwelik is die feit dat jy 'n lewensmaat het. Jy hoef nie die pad alleen te loop nie. Jy het 'n lewensmaat. Julle is daar vir mekaar. Ja, ons sal mekaar moed inpraat wanneer ons teëspoed ervaar. Ons sal saam kniel voor God in donker dae. Ons sal saam voor hom huil. Ons sal saam dankbaar wees wanneer dit met ons goed gaan. Ons sal saam pyn verduur. Ons sal ons beproewings hanteer. Ons sal saam wakker lê en ons sal saam juig oor ons kinders. Ons sal saam diensbaar wees in die koninkryk van die Here. Broers en susters, miskien het jy nie die heerlikheid van die huwelik ervaar nie. Miskien is jou huwelik besig om tot niet te gaan. En nou moet jy as geskeide die pad verder loop met kinders wat aan jou sorg toe vertrou is. Mag jou hart dan vrede vind in die troos. Here is die getuie van my onskuld. En as ek die skuldige een is, hy is die getuie van my skuldbelydenis en my ware berou, getuie van my versoening met God deur Jesus Christus, my verlosser. Nou as jy volgend hier sit as weduwee of weewenaar, kyk dan terug na die heerlikheid wat jy in jou huwelik ervaar het. 'n huwelik waarvan die Here getuie was. 'n huwelik waaroor hy sy hand gehou het. Ja, die horisontale verbond van man en vrou in die huwelik kry wonderlike betekenis wanneer dit deel is van die groter en wonderliker verbond. Die verbond tussen God en die mens. God se verbond van liefde en genade met die mens sien ons juis in Jesus Christus. Hierdie verbond is die redding van elke huwelik wat op die rotse is. Hierdie verbond is die evangelie dat God sy seun gestuur het om ook gebroke huwelike weer heel te maak. As jy moedeloos is oor jou huwelik, gaan na die kruis van Golgotha. Kom tot die besef, ek kan nie, my vrou kan nie, my man kan nie, maar God kan. En die kruis is daarvan die bewys. Roep bidend God as jou getuie van jou huwelik in, want die getuie is ook jou redder. Vra God dat hy die sonde in jou huwelik, waarvan hy die getuie is, sal vergewe. En vra hom om jou te help. En hy sal jou help. Want hy het 'n verbond met jou gesluit. Hy het gesê, hy sal jou God wees. Broers en susters, is jou huwelik in 'n krisis? Het hoef nie te wees nie, want ons weet waarin die redding van ons huwelike geleë is. Die redding is by Jesus Christus. Hy het gekom om ons met God te versoen, sodat ons weer met mekaar versoen kan wees. En daarom is die huwelik vir ons as gelowiges 'n heerlike instelling. Want dit is die Here wat vir my 'n lewensmaat gegee het, een wat by my pas, een wat my aanvul en my heel maak, my wederhelfte en geloofsgenoot, sodat ons saam die lewenspad kan loop. 'n Lewenspad tot eer van God. Amen.
Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dankie vir U liefde en U genade. Ja, U is die bron van liefde. En dit moet ook sigbaar word in ons huwelike. Ja, ons is saamgebind, saamgevoeg deur U. En ons dank U daarvoor, dat U nog steeds ook man en vrou na mekaar toe lei, vandag nog. Om een in liggaam en gees te wees. Ja, dat U ons heel maak, deur vir ons ander te gee. Nou Here, daar waar U dit ook so beskik het, waar huwelike nie gesluit word nie, maar dat mense ook die pad alleen stap. Is dit ook genade, dat U dit so beskik, dat U daar is, om heel te maak, om die pad saam te stap. Ja, nie een van ons is alleen nie. U is daar, elke oomblik. Dit is vir ons 'n troos. Ja, U maak ons heel. Maar Here, vir die jong mense waar huwelike nog gesluit gaan word, vra ons ook dat hulle erns daarmee sal maak, dat hulle waarlik sal soek en bly soek na die een wat U gestuur het. Ja, dat ons nie maar net trou ter wille van trou nie, maar dat ons U eer daarin soek. Want Here, op die ou end is die huwelik ook 'n afbeelding van wat in U gemeente gebeur. 'n Huwelik tussen U en die bruid, die kerk. En ons vra vir U wysheid, dat daardie beeld ook afgebeeld word in ons huwelike. Here, laat ons ook vir die sondige wêreld wys hoe dit behoort te wees. Help ons daarin. Here, ons vra ook dat U ons sonde sal vergewe. Dat ons altyd berou daaroor sal toon en weer met dankbare harte U met ywer sal dien. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Na die afdrag van die liefdegawe sing ons saam met Psalm 89 verse 1 en 2.
harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings. Baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar. Op die 1 April, Candice Geldenhuis, Christoph Jansen van Rensburg, Esther Erasmus. En die 3de, Gernes Kreer. Baie geluk aan al hierdie lidmate. Mag die Here sy seën en hand vir nog baie jare oor julle hou. Dan is ons dankbaar dat Frans Dekker se dogtertjie, en sy kleindogter uit die hospitaal uit is en tuis aansterk. Ons doen ook voorbereiding vir Carmen, wat in die hospitaal is. As die Here wil, sal sy môre ontslaan word. Ek weet nie, ek en Christine het so gedagte dat sy nie sonder 'n baba gaan terugkom nie. Maar baie sterkte vir haar. Dan ook, dit lyk vir my, dit is al, ek wil net weer herinner, as jy uitstap vir die pillehouertjies, ons is besig met die projek tot en met die volgende nagmaal, daar het ook 'n gedeelte in die WhatsApp groep verskyn, daar sal ook in volgende week se kollig weer 'n berigie wees, maar dit is 'n staande projek wat aanhou tot met die volgende nagmaal. So neem van die houertjies, as dit vol is, bring terug, neem weer 'n nuwe houertjie. R5, en as hy vol is, borg dit 'n Bybel. Baie lekker week vir elkeen.